Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons belydenis teenoor die Here is: in u lig sien ons die lig. Kom ons sing nou saam by lied 33, Psalm 33 in die liedboek. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied, besing opnuut die Heer se naam. Bring nou 'n lofgesang met eerbied, soos dit gehoorsaam is betaam. Net deur sy gedagte is die Heer by magte om te laat geskied. Wat hy doen duur ewig, vasstaande en stewig, soos hy dit gebied. Die Here gee ons sy beskerming, hy sal sy oog op ons behou. Ons stel ons hoop op sy ontferming, ons sal op hom ons hoop vertrou. God se naam is heilig, by hom is ons veilig, hy sal altyd red. In ons vreugde lag ons, op sy goedheid wag ons, hoopvol in gebed. Ons sê ook baie geluk aan die volgende mense met hulle verjaardae in hierdie week. Vandag verjaar Daniel van Heerden, môre Kobus Kleinhans en Estia van Greuning, Woensdag Danny Maree, Lia Schmid, Alet Snyman en Marcus Venter, Donderdag Corneille Venter, Vrydag Veronica Kreur, Alicia Nel, Bruce van der Westhuizen, Kylie van Sail, Lena Viljoen en Hendrik Willemse. En Saterdag verjaar Gustaf Du Plessis, Carlien Geier, Denay Pretorius en Annetjie van die Kerk, Tannie Annetjie van die Kerk. Ons sê vir julle almal baie geluk met julle verjaardag, mag julle die Here se seën beleef en ook 'n seën vir ander wees. Vriende, ons wil net baie dankie sê vir elke gemeentelid wat in hierdie tyd getrou voortgaan om hulle dankoffers vir ons in te betaal. Die gemeente trek regtig waar swaar op die oomblik. Ons gee maar net die bankbesonderhede weer hier, vir die van u wat dit miskien nie weet nie, dat julle dit beskikbaar het. Dit verskyn nou op die skerm, en dit sal ook te sien wees in die beskrywing van die video waar julle dit afgelaai het by YouTube. Baie dankie dat julle verstaan en vir julle samewerking. Vriende, kom ons bid saam. Here, soos die psalmis wil ons ook om vra, wie is soos u? Waar is nog iemand soos u? Genadig, liefdevol, vol deernis en geduldig. Geduldig, Here, met ons. Ons wat dikwels so hard roep, wat baie keer goed sê wat ons eintlik maar nie moes gesê het nie. Maar wat ons vir ons Vader in die hemel kom sê met vrymoedigheid, omdat ons u geleer ken het as een wat verstaan. Ek dink vandag, Here, aan Psalm 13, hoe lank nog?
En baie mense vra die vraag, baie voel so, vasgedruk, daar's nie uitkoms nie. Ag Here, wees ons genadig. Ons wil vir die dankie sê. Dankie dat tannie Dolly van der Merwe soveel beter is, dat sy hierdie COVID-virus so goed kon hanteer. Ons dankie Here dat ander mense nuwe werk gekry het, 'n nuwe geleentheid. Dat nog mense kon teruggaan werk toe. Dankie Here vir mense wat in hierdie tyd hulle hand uitsteek om ander te help. Dankie Here dat U in ons binneste werk en dat U vir ons in hierdie hele proses ook beter mense maak. Ek bid dat dit so sal wees met almal van ons. Ons bid Here vir Whitfield Ouetehuis waar mense al gesterf het aan die COVID en waar so baie van die inwoners dit ook het. Dat hulle sal ervaar dat U getrou is en dat hulle sal ervaar dat U vir hulle optel, vir hulle en hulle families. En nou vir ons getrou, Here. En praat met ons, ook nou, in Jesus naam. Amen. Ons is nog steeds besig met die reeks oor roeping. En vandag gaan ons 'n bietjie skuif van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. En ons gaan kyk na Paulus se roeping. En die tema by vandag se boodskap is, toe God die wolf die skaapwagter gemaak het. En ons lees saam 'n gedeelte uit Handelinge 8 en dan hoofsaaklik Handelinge 9. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Hy het soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het vir hom in 'n gesig geroep, Ananias. Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat U naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was,
het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets soos skille van sy oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en is gedoop, en hy het geëet en sy kragte herwin. Hy het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly, en dadelik in die sinagoges begin verkondig, dat Jesus die Seun van God is, en almal wat dit gehoor het, was verbaas. Mense verander nie. Ek hoor partykeer hierdie siniese opmerking. Dalk het jy self dit al gemaak, ek het al. As jy teleurgesteld is, dan is dit baie keer die reaksie wat jy het. Maar as dit waar? Want as dit waar is ons almal in ons kanon. As dit waar is, kan ons maar net sowel ophou bid, kan ons ophou preek, ophou getuig van die Here. Hoekom sal ons hoegenaamd nog in die Here glo, as alles nou maar net gaan wees soos wat dit is, as ek en jy nou maar vir altyd net gaan wees soos wat ons is. Nee vriende, God verander mense. Hy kan en doen dit. Toe die disippels destyds vir Jesus gevra het, maar hoe kan iemand dan gered word? Toe antwoord hy, wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Dit gebeur nie altyd so dramaties nie, dit is nie altyd radikaal nie, dit is baie keer 'n kwessie van bietjie verstadige bietjie. Maar as jy terugkyk, dan sien jy, daar het verseker verandering gekom. 'n Skuif het plaasgevind. Ek hoop daarom om self ook nog 'n klompie sulke skuwe in my lewe te sien gebeur. Om toe te laat dat die Here dit in my lewe sal doen. Genade, kyk net wat het in Paulus se lewe verander. Paulus was hierdie stoere Jood, 'n gehalte Fariseer. Hy was 'n leerling van die befaamde Gamaliel. Hy self was geoormerk om een van Israel se grootste rabbies ooit te word. 'n nakommer van die letter van die wet. Iemand wat beginsel was, sonder aansien des persoons. 'n ding is reg of dit is verkeerd, dit maak nie saak wie betrokke is nie. Hy was soos ander van sy tyd, maar hy by uitstek was so, een wat ingekoop het daarin, om hierdie almagtige, godsdienstige sisteem te hê, van moets en moenies, hoe God aanbid moet word, gedien moet word, hoe jy moet omgaan in die wêreld. En hy het voor daai sisteem gebuig en gesê, U is my God. Stuur my, dat ek die uitvaagsels kan gaan uitdelg, wat nie voor U hierdie sisteem buig nie. Dit was Paulus. Dis natuurlik die tipe ding wat gebeur tot vandag toe, wanneer jy God vervang met 'n godsdienstige sisteem van een of ander aard. Wanneer jy moets en moenies in die plek van God begin sit. Wanneer jy God se liefde begin verruil met 'n klomp rigiede reëls wat nagekom moet word. En mag ek byvoeg, selfs sogenaamde Christelike
reëls en gebruike, gewoontes. Sonder Christus en sy Gees word op die ou einde niks anders nie as 'n rotang waarmee mense in lyn gehou word. Dis die tipe van ding wat jy sien wanneer mense voor jou kom staan en met 'n stemtoon van oordeel en verwyte en 'n vinger kom sê, my Bybel sê. En dan weet jy, daar's niks wat jy nou verder kan sê wat reg kan wees nie, die persoon se Bybel sê. Dominee spreek mos nie meer oor sonde nie. Of God laat nie hom tart nie. Vriende, wanneer ek sulke goed hoor, dan voel dit vir my soveel as wat hierdie mens dit opreg bedoel, is die mens eintlik nog soos Paulus op pad Damaskus toe. Met 'n brief in die sak wat sê, jy kan maar gaan doodmaak in God se naam. Maar die vraag is, wie is daai God? In watter God se naam gaan jy, as jy so optree? Want jy kan oergodsdienstig wees, sonder dat jy geestelik is. Jy kan 'n doodernstige, wetsgetroue gelowige wees. Maar saam met dit moreel ongesond. Jy kan mense in allerhande godsdienstige kettinge gaan vasbind. Maar jy moet net self weet, jy is ook vasgebind en glad nie so vry as wat jy dink nie. Geen wonder nie dat Paulus daai dag toe hy die lig sien, gevra het, wie is u? Jy sien, hy het in sy wildste drome nie kon dink dat God, sy God, soos Jesus kon wees nie. Hy kon nie dink dat God soos Jesus deernisvol en vol ontferming kan wees nie. Hy kon nie dink dat God soos Jesus saam met slegte vrouens en tollenaars en ander sondaars sou gaan sit en eet nie. Hy kon hom nie 'n God voorstel wat soos Jesus aan 'n melaatse sou vat en selfs aan ander onrein mense sou vat nie. Hy dog, hoe gewigtiger God, hoe beter is God. En toe moes hy ontdek, maar God is so lig, soos lig. God is sag, en sy juk is ook sag. Dis nie dat Jesus destyds vir sy disippels kon sê, wil julle weet hoe lyk God? Hoe is God? Wie my gesien het die Vader gesien. Soos Jesus is, so is God. En natuurlik, so moet ons ook wees. Daarom wat ek sê, ek hoop om nog 'n klomp veranderinge in my lewe te sien, om die Here toe te laat, om die verskille in my te bewerk, wat hy in my wil bewerk. Al gaan dit stadig, al gaan ek val daar kom,
dan bid ek dat ek ten minste vorentoe sal val. En toe word die grootste vervolger van die kerk een van die grootste herders in God se koninkryk. Die Here sê vir Ananias, ek het Paulus gekies. Dis natuurlik die groot verskil tussen 'n gewone lewe en 'n lewe van betekenis. God. Ek het hom gekies. Ananias maak eers kapsie. hy sê jy moet 'n fout wees. Die nuus het seker nog nie by u uitgekom nie, maar ek het al van die man gehoor. En so sou die gelowiges in Damaskus en later ook in Jerusalem reageer. Hulle het gesê, ons vertrou nie hierdie vrede nie, dis 'n lokval, dis een of ander triek wat Paulus uithaal. Maar Ananias gaan toe, want God het hom geroep. En dan kom Ananias by hierdie geweldige, moorddadige vervolger van die kerk, daar in Reguitstraat. En wat vind hy? 'n persoon so breekbaar, so broos, soos 'n eier. So mak, soos 'n lam. Al vir 3 dae blind en verward. Diep in gedagte, wat gaan aan? Wat het ek gemis? Hoe kon ek al die jare dit so verkeerd gehad het? Want een ding het nou baie duidelik by hom ingesink in die tyd. Hierdie Jesus wat ek gesien het, hy is God. En daarom, nadat Ananias nou vir hom die hande opgelê het, hy die Gees ontvang het, hy gedoop is, staan daar 'n nuwe mens op. 'n Mens wat het daarvandaan af sy missie gemaak het, om niks anders in die lewe te wil weet nie, as dat Jesus die gekruisigde God is. God het ook met ons planne, met jou en met my. Hy roep ons. Dalk, waarskynlik, gaan ons nie soos Paulus die wêreld omkeer nie. Miskien is ons taak nie so 'n dramatiese ene nie. Miskien is ons funksie baie nederiger, maar niks minder heerlik as die een wat Paulus gekry het nie. Dalk het ons so eenvoudige rol soos Ananias, wat na Paulus toe moet gaan, daar in sy verwardheid, en vir hom moes gaan sê, Paulus, wat met jou gebeur het, is eg. Dieselfde Jesus wat jy gesien het, het ook aan my verskyn, en ek kom bevestig aan jou, dat jy geroep is. Eenvoudig. Hy moes Paulus kom gerusstel. Of dalk is ons rol soos die van Barnabas. Ons lees nou nie hier daarvan nie, maar Barnabas was die ou gewees wat vir Paulus moes help, vir hom onder sy vlerk moes neem, toe die mense in Jerusalem nie vir hom vertrou het nie. Hy was die een wat vir hulle moes gerusstel, en hy het toe vir Paulus saam met hom geneem Antiochië toe, en daar het hy vir Paulus sy medeleraar gemaak, en daarna het hy en Paulus saam op die eerste sendingreis gegaan. Dalk is ons rolle nie so dramaties nie, maar dalk is ons daar om hierdie ondersteuning vir ander te bied. So ek kom terug na my eerste opmerking toe, dat mense nie verander nie. Ons sien duidelik in Paulus se lewe, mense kan verander. God doen dit. En dis my gebed,
dat ons ook so deur die Gees geleer sal word en so deur die Gees gelei sal word, dat ons elkeen veranderinge in ons lewens sal kan aanbring, sal kan beleef, dat ons nou anders is as vroeër. En soos met Paulus, gaan dit dikwels gepaard met moeite. Eintlik gaan dit altyd gepaard met moeite. Sodat Paulus later kon sê, ek het al die merktekens aan my lyf, al die stigmata, die tekens wat Jesus ook gedra het. Maar mag die Here gee dat daai tekens vir ons nie tekens sal wees van teleurstelling en hartseer en verwyte nie, maar dat dit vir ons tekens sal wees van genesing en van oorwinning. En mag ons elkeen vir ander ruimte gee om te kan verander. Mag die Here ons daarvan bewaar, dat ons met ons sinisme en ons veroordeling ander sal beperk. Mag ons 'n rol speel in die verandering van die ganse wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, verander ons asseblief om meer en meer soos Jesus te wees. Al weet ons nie regtig wat ons vra nie. Maar U weet. En ons vertrou U. Amen. Kom ons sing nou saam, Let your living waters flow over my soul. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met julle. Amen.